Hallo, ons gesels dan vandag oor wat is groter as sonde vergifnis. Dis dan die derde en die laaste gedeelte daarvan. Aba Vader, ons sê vir U dankie vir die geleentheid wat ons het om U woord te kan bestudeer. Om te kan sien wat U vir ons wil sê uit die woord uit. So maklik verval ons in dinge wat mense sê en wat ons geleer het. Maar U is die waarheid en die woord is waarheid. En daarom vra ons dat U ons lei deur U gees van waarheid, Ruach Amet, sodat ons in waarheid sal wandel en dat ons sal verstaan wat Jaswa gesê het, wat hy gedoen het, sodat U koninkryk kan manifesteer in ons lewe. Al is dinge ook hoe mooi en hoe goed, of hoe dink ons dis mooi en goed, as dit nie waar is nie, is dit nie waar nie, Vader. Help ons dus om te verstaan wat U woord is, want U is waarheid in Jaswa se naam. Amen. Ons het dan nou gesien in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes, dis Johannes die doper, Jaswa na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die fokus lê op wegneem. Die vraag wat ons dan gevra het, is dit reeds weg? Het Johannes verwys dat hy dit wegneem, weggaan neem, want sekerlik na hy dit gesê het, was Jaswa nog nie gekruisig nie. Jaswa nog nie opgestaan uit die dode uit nie. So dan beteken dit dis 'n profesie wat Johannes gespreek het, dat Jaswa die sonde gaan wegneem. So nou vra ons die vraag, is die sonde reeds weggeneem? Of wanneer gaan dit weggeneem? In 1 Korintiërs 15 lees ons vers 1 en 52. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie almal ontslaap nie. Ons sal nie almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. So dis 'n profesie vir iets wat gaan gebeur. Jaswa het dit reeds in die gees weggeneem, dis nou die sonde. Dit wil egter voorkom of die manifestasie daarvan nog nie plaasgevind het nie. Moontlik eers sal plaasvind tydens hierdie skrifgedeelte waarvan Paulus praat. Daar gaan wel 'n stadium kom wanneer dit by almal sigbaar gaan wees. Filippense 3 vers 10 en 11. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding van die dode kan bereik. Hierso sê Paulus vir ons iets baie diep. Hy streef daarna om die opstanding uit die dode te kan verkry. Dis natuurlik 'n baie dieper gedeelte en 'n dieper openbaring wat min mense al verstaan. Want in die opstanding is daar groter krag as aan die kruisiging. Want die bloed is kosbaar, die bloed is fenomenaal groot en dit wat aan die kruis gebeur het ook. Maar die lewe is nog groter as die dood. So daarom het die opstanding meer krag as die kruisdood. So hy wil aan sy dood gelykvormig word. Met ander woorde, hy wil sterf soos Jaswa gesterf het, fisies, nie deur 'n doop of 'n sielsdimensie nie, fisies. En dan wil hy kyk of hy die opstanding uit die dode kan bereik, die wedergeboorte. Met ander woorde, want Jaswa is die eerste een wat gebore is uit die dode uit. Dan sê hy, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, want jy moet volmaak wees om die opstanding uit die dode te verkry. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus, die Messias Jaswa, gegryp is. Ons sien soms in die woord dat God sê dat iets gedoen is, dat iets gebeur,
En dan gebeur dit eers later, partykeer honderde jare, partykeer 1000 jaar eers later. Want God staan buite tyd. Levitikus 17:11 is 'n tipiese voorbeeld. Want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Waarvan praat Jahwe? Waarvan praat God hier? Van Jaswa. Jaswa wat op die altaar gaan gee, sodat hy versoening kan doen, want geen dier se bloed kan versoening doen. Die sonde was vergewe deur die bloed van dier, omdat dit vir gehoorsaamheid was aan Vader. Maar die bloed van diere kon nie versoening bewerkstellig nie, slegs Jaswa se kon. So daarom sien ons omtrent 3000 jaar later word dit eers in vervulling gebring, maar hy sê ek het dit gegee. Belangrik om dit te verstaan. So 400 jaar voor Moses, en afhangende van jou kalkulasies, soos ek nou gesê het, kan dit selfs tot 4000 jaar voor Jaswa wees. Ek het dit gegee, dan word dit in die vlees eers duisende jare later gedoen. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge derboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Alles is dinge wat reeds gebeur het, en dis geskryf duisende jare voor Jaswa gekruisig is, voor dit plaasgevind het. Hebreërs 8 vers 8. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle verontagsaam, spreek die meester. Want dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my volk wees. So dit is wat nog moet plaasvind. Baie Christene, baie gelowiges sê, dit is reeds op my verstand en reeds in my hart geskrywe. Ek weet nie of ek lekker daarmee saamloop nie, want as dit so was, sou jy nie sonde gedoen het nie, want dan is die wette reeds op jou hart en verstand. Die wat jy oortuig is, die wat jy toelaat dat God op jou hart skrywe, word geskrywe en dan sal jy nie weer daai sonde doen nie. Esegiel 37:26. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees en ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig, spreek Jahwe. Dis deel van hierdie verbond. 'n Verbond van vrede, dis nog nie daar nie. Dan sê hy in Hebreërs 8 vers 1, dis wanneer hierdie verbond gesluit word, wanneer die wet op ons harte en op ons verstand is, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken Jahwe nie, ken die meester nie, want almal sal my ken, klein en groot, want wanneer die woord op jou hart geskrywe is, weet jy alles van God af. Maar is nog nie daar nie. Daarom het ons leraars, ons het pastore, ons het dominees, ons het mense wat ander leer aangaande die geestelike, aangaande die woord. So dit het nog nie plaasgevind nie. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en oortredinge nooit meer dink nie. Dis hier waar die skrif in vervulling kom. Ek sal dit wegvat. Wanneer? Nadat die wet op jou hart geskryf is, nadat dit in jou verstand is, nadat jy die gees van God gewederbaar is, sodat jy God nou sal ken en niemand sal mekaar meer van God leer nie.
En hierso sien ons uit die Hebreërs skrywe Jesaja 31 vers 30 tot 33 gekwoteer. Matteus 28:19 sê Jaswa vir ons: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die afgesonderde Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So Jaswa, na hy die apostels uitgestuur het, het daardie profesie nog nie in vervulling gegaan nie. Want as dit in vervulling was, sou die wet op jou hart geskrywe word en in jou verstand, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie. Hier sê Jaswa, gaan uit en leer hulle wat ek julle geleer het. Hebreërs 10 vers 15 tot 17. En ook die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek Jahwe verder. Ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand, sal ek dit skrywe. En aan hulle sondes en ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. So dit vind eers plaas dan wanneer die sonde weggeneem word. En dit is groter as sonde vergifnis. En dit is waarop ons fokus. Het God verander? Nee. Sonde word nog gestraf met die dood. Ons is nog steeds onder verdraagsaamheid, maar die wonderbaarlike versoening het Jaswa bewerkstellig. Deur sy dood, deur sy opstanding, deur sy bloedoffer, kan ons nou met Vader versoen, wat die bloed van diere nie kon doen. Wanneer sondes weggeneem word, dan hoef jy nie meer te sterf nie. Jy gaan nie meer sterf nie, want die sterfte, die dood is weens sonde. Nou as sonde weg is, kan jy nie meer sterwe nie. Jy kan nie meer sonde doen nie. Hebreërs 10:18. Maar dan sê hy vir ons, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir sonde nie. So nog steeds word die sonde en ongeregtigheid vergewe. Dit word nie weggeneem nie. Once sins are taken care of for good, there is no longer any need to offer sacrifice for them. Dis eers wanneer die sonde weggeneem gaan word. En na die dae, die Hebreërs skrywer quoteer daai skrifgedeeltes waarna verwys hy. Na watter dae? Jeremia 31:1. In die tyd spreek Jahwe, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n God wees, almal wat ooit geleef het, vir al die geslagte, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit verwys na die toekoms, wanneer die huis van Juda en die huis van Israel en almal wat geleef het van die begin van die skepping af, opgestaan het uit die dode uit, wanneer hierdie huis van Israel verenig is. Jesaja 11:12 en 13. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. Dan sal die naaiwer van Efraim verdwyn en die teestander van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie meer beny nie en Juda sal Efraim nie benoud maak nie. Nog 'n bevestigende vers dat sonde weggeneem gaan word. Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dawid het dit geskryf. Far hath he removed. Jy sien, hy verwys na verlede tyd, maar dit het nog nie plaasgevind nie. Dis hoekom Jaswa moes sterwe aan die kruishout, sodat dit nog in die toekoms kan plaas. Maar Dawid het dit reeds geskryf in 'n verlede tyd, lang voor Jaswa nog gebore is. Indien dit al plaasgevind het, hoekom is gelowiges nog onder die vloek van die wet?
Oordeel self. Vind die volgende in jou en ander gelowiges se lewe plaas. En ja, ons weet Paulus sê dat die vloek van die wet op Jaswa gekom het. En dis waar, maar dis nie van selfsprekend nie. Jy moet dinge hanteer. Jy moet dinge so uitsorteer sodat die vloek op Jaswa kan kom. Indien wel, is dit die manifestasie van sonde wat nog nie weggeneem is nie en wat ons dalk nie reg hanteer nie. Dis hoekom die vloek van die wet op ons as gelowiges kom. Die sonde van die land, die sonde van mense, die sonde van leiers, sonde van die priesters kom ook oor die volk. As ons kyk na die vloeke in Deuteronomium 28 saamgevat, oordeel self of jy mense, gelowiges, Christene ken wat hierdie vloeke dra. Daar sal droogte wees. Probleme sal daar wees in stede en in die veld, op plase. Probleme met die oeste, plantsiektes, sprinkane, ander gediertes wat die oeste sal vernietig. Jou beeste, jou skape, jou bokke word voor jou oë geslag, maar jy sal nie daarvan eet nie. Vandag steel hulle sommer lorry vragte skape op 'n slag. Dit sal vir jou moeilik wees om 'n bestaan te maak. Ander mense, ongelowiges, sal sukses behaal en jy nie. Jy sal by hulle gaan leen, maar jy self sal nie hom uitleen nie. Hoeveel Christene leen vandag geld by banke, by ander instansies? Kinderloosheid, miskrame, ook onder die diere, lam en kalf persentasie sal nie goed wees nie. Hoeveel gelowiges is daar vandag wat nie kinders het nie? Siektes en kwale, bekende en nuwe siektes sal jou aankleef. Kranksinnigheid, blindheid en sinsverwarring. Probleme as jy iewers heen gaan, voertuigprobleme, ook as jy terugkom. Jy sal altyd gejaag wees en dit voel of jy nie rus kan vind nie. Die mense is verward en ongefokus, hulle weet nie wat om hulle aangaan of wat in hulle land aangaan, wat môre gaan gebeur nie. Is daar vrese, veiligheidsprobleme, diefstalle, moord, roof, verkrachtings en voel dit of jy nie gehelp kan word nie? Hoe lank voor die polisie jou kom help? Het jy veiligheidshekke? Het jy kameras? Het jy diewering? Hoekom? Want dis die vloek van die wet wat op jou rus. Uit vrees sal jy mure om jou huis bou, veiligheidshekke en diewering aanbring. Jou vyande sal jou verslaan en oor jou heers. Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar skend. 'n Huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie. 'n Wingerd sal jy plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Jou seuns en jou dogters word na 'n ander volk gegee. Hulle gaan werk in ander lande. Jou familie sal klein wees en verstrooid wees. Jou koning, jou minister, jou president, die regering sal jou onderdruk. Groot belastings sal jy betaal. Is dit nie waar nie? Sonde kan egter reeds weggeneem wees vir die wat in die Messias is, want daar's altyd first fruits. Ek het egter nou nog nie sulke oudjies gesien nie, maar dis altyd moontlik. Saul, Paulus het daarna gestrewe. Dit is vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou ek het ook nog nie iemand gesien wat daar is. Ons is geesgevul, maar ons wandel nog na die vlees. Ons wandel nie net na die gees nie. Galasiërs 5:16 sê vir ons, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So as jy wandel na die gees, sal jy geen sonde doen nie. Want die wet van die gees van die lewe in die Messias Jaswa het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. So wanneer ek lewe in die gees, deur die gees, maar net doen wat God vir my sê, dan is ek in Jaswa Messias, ek is in sy woord. En dan is ek vry van die sonde
en van die dood, dan sal ek nie sonde doen nie en ek sal nie sterwe nie. Romeine 6:22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. So ons is vrygemaak van die binding van sonde, van die diensbaarheid van sonde. Ons kan nog sonde doen, ons kan nog kies om sonde te doen, maar nou moet ons doelbewus ons lewe daarop fokus om heiligmaking na te streef, op God te fokus, sodat ons uiteindelik die ewige lewe sal beerwe. Laat Jaswa die wet op jou hart skryf. Daar's altyd first fruits, dis nie outomaties op almal se nie. Soos jy oortuig word, jy mag nie steel nie, laat daai wet op jou hart geskryf word, dan sal dit vir jou ontsettend moeilik wees om te steel. Johannes 16 vers 8. Ons kan nie sê die wette is al op ons hart geskryf. Ons weet nie eers wat 'n wette daar is nie. Ons weet nie eens hoeveel wette. Ons weet nie eers, van die mense sê die wette is weg. Van die mense sê Jaswa het vervul en weggevat. Van die mense sê daar's soveel wette. Van hulle sê daar's soveel wette. So ons weet nie eers waarvan die wette gepraat word, wat se wette nie. So hoe kan dit nou al op jou hart wees? Johannes 16 vers 8. En as hy kom, dis die gees van die waarheid, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Die gelowiges in Jaswa begin nou die wedergeboorteproses. Hulle begin vir sonde sterf, die gees van God vul hulle en lei hulle en begin stelselmatig die wet op hulle hart skryf. Maar die doel van die gees van die waarheid is om jou te oortuig van sonde. Hoe kan hy jou oortuig van sonde sonder weggevat is? Dan is daar mos nie iets om jou te oortuig nie. Kan ons sien dat die woord self vir ons verduidelik dat die sonde nog nie weg is nie. As jy in die Messias is, was jy reeds dood deur die doop geestelik. Dit is wat ons glo, dis wat jy geleer word. Maar jy het nie fisies gesterf nie. Jy het klaar gesterf en so neem die lam van God die sonde weg. Jy mag egter nog fisies sterf voor Jaswa weer terugkom. Dis die algemene siening. Weet egter wat dit beteken om in die Messias te wees. Dit kan waar wees as jy 'n first fruit is, as jy net doen wat God sê, net in sy woord is, niks vleeslike goed doen, nie jou eie dinge najag nie, nie jou eie gedagtes, nie eers weet waartoe jy môre gaan nie, want die Gees moet jou lei. Dan is jy daar. As jy nog nie daar is nie, is die sonde nog nie weg nie. Waak daarteen om nie die bloed van die lam te vertrap nie, te misbruik nie. Dit is nie outomaties vir almal nie, wel in almal se bereik. Dit is daar, maar ek het nog geen een gesien wat daarin wandel nie. Daar is moontlikhede, so fokus daarop en jy mag dit dalk bereik. Hebreërs 9 vers 28. So sal die Messias ook nadat hy eenmal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem. Is ook nie almal sin wat weggeneem gaan word nie. Baie sin gaan weggeneem. Wie sin gaan weggeneem word? Die wat in hom gesterwe het, gehoorsaam was aan hom, opstaan uit die dode uit en die sonde word weggeneem. Die fisiese liggaam sterf egter nog steeds weens sonde. Dis hoekom ons fisies sterwe. Wanneer sonde weggeneem word, sal die fisiese liggaam nie meer sterwe nie. Want die dood is die vrug van sonde. 1 Korintiërs 15, 21 en 51, 52. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Dis hier waar die dood oorwin word.
Dis hier waar sonde oorwin word. Is hier waar die sonde dan weggeneem word. Vers 53. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So wanneer gebeur dit? Wanneer Joshua terugkom. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe, nie weg te vat nie, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis Johannes wat dit skryf aan die kerk, aan die gemeente, aan die gelowiges. Hy sê nie hy sal jou sondes wegvat nie. Jou sondes word vergewe. Maar daar kom 'n tyd en 'n uur wanneer die sonde weggevat gaan word. Die reiniging was egter nie deel van die vorige sondebelydenis wanneer jy 'n lam geoffer het. Hier sien ons Joshua se kosbare bloed is so groot dat dit ons reinig sodat ons met Vader kan versoen. Hebreërs 9:14. Hoeveel te meer sal die bloed van die Messias wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 1 Johannes 1:7. Maar as ons, dis die voorwaarde, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, as ons doen wat Joshua gedoen het, as ons spreek soos hy gespreek het, as ons eet wat hy geëet het, as ons deur die Gees gelei word soos hy deur die Gees gelei was, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Joshua Messias, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons in die lig is soos hy is, dan reinig hy ons van ons sonde. He cleanses us, he's purifying us in order to reconcile with God. Dan kan ons versoen met God en dit is wat belangrik is. Sonde vergifnis deur die bloed van diere, om te vergewe, om gemakliker te maak, om geduldig te wees, om aan te meld of aan te teken. Sonde vergifnis deur die bloed van die lam van God, die sonde van jou af te lig, weg te neem, vry te spreek en te spaar. Die wegneem, soos ons gesien het, is egter 'n proses vir 'n latere stadium. Om onskuldig en heilig verklaar te word as jy in hom wandel. Ons het gesien dat dit gebeur met die wat glo in Joshua. Wat beteken dit om te glo? Ons haal so maklik die versie aan wat geskryf staan in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het en elkeen wat in hom glo sal die ewige lewe hê. Maar wat sê 20 verse verder? Daar is daai enetjie wat ek nou aangehaal het. Wat sê 20 verse verder? Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God hê. So om in Jesus, om in Joshua te glo, beteken om alles te doen wat hy vir jou gesê het om te doen. Te eet wat hy gesê het jy moet eet, Shabbat te hou soos hy gesê het jy moet dit hou, mekaar lief te hê, jou naaste lief te hê, God lief te hê, soos wat die woord vir jou sê. Dan glo jy in hom. En dan sal jy die lewe sien. Indien jy gehoorsaam is aan Joshua, dan reinig sy bloed jou van alle sonde en jy word met God versoen. Nou word jy regverdig verklaar. Ons sien dus dat jou sonde vergewe word wanneer jy glo dat Joshua namens jou gesterf het. Wanneer jy belydenis van sonde doen, 1 Johannes 1:9, en dat jy dan gereinig word wanneer jy saam met Joshua wandel en sy wil doen, 1 Johannes 1:7. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar
As ons dan in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Yahshua Messiah, sy seun, reinig ons van alle sondes. Goed, nou is ons gered, ons sonde word vergewe, ons word verlos van die binding van die duisternis op ons lewe. Wanneer ons gereinig word, rein verklaar word, dan word ons geheilig eenkant gesit om God se wil te doen. En daarna het ons die ewige lewe. Lukas 13 vers 25. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en sê meester, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink en ons het u op die strate verkondig, ons het evangelie verkondig, ons het mense vertel van wie Jesus is, wat Yahshua vir ons gedoen het, ons het nagmaal gehou, ons het saam u geken en al hierdie dinge wat ons doen. En hy, Yahshua, sal dan sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Ongeregtigheid is anomia, wat kortliks beteken mense wat nie gehoorsaam is aan die wette nie, wat nie doen wat Yahshua sê nie. Is presies dieselfde wat ons nou gelees het in Johannes 3 vers 16 en dan 36. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle self uitgedryf word. Hy praat met die kerk. Hy praat hier met gelowiges wat gesê het, maar ons het in die teenwoordigheid geëet en u het op ons strate geleer. U naam was verkondig onder ons. Daar's 'n ander gedeelte waar die ouens self die duiwels uitgedryf het en Yahshua sê, gaan weg van my. Ek ken julle nie. En hulle sal kom van die ooste en die weste, die noorde en die suide en aansit in die koninkryk van God. Matteus 13 49 en 50. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Aan die einde van die wêreld, wanneer Yahshua mos nou terugkom. Die engele sal uitgaan en die slegte mense, die sondaars, onder die regverdiges afskei. Hier sien ons nog steeds die sonde is daar, dis nie weggeneem nie. Dis wanneer Yahshua terugkom. Die slegte mense, die sondaars, sal afgeskei word van die mense wat gehoorsaam is aan God se woord. En die slegte mense sal in 'n vuuroond gegooi word. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Presies dieselfde woorde wat gebruik word wanneer Yahshua met gelowiges praat en sê, ek ken julle nie, want julle was nie gehoorsaam aan my woord nie. Hierdie vers is egter vir gelowiges geskryf. Die skrywer sê vir ons wat gelowiges moet doen en dan sê hy, Hebreërs 10:26, hy wat opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Kennis van die waarheid, full discernment of the Torah, of the law, of the instructions of God. Dit is wanneer jy verstaan wat die woord sê, jy bely Yahshua, maar dan gaan doen jy opsetlik sondig. So terloops, in die Ou Testament was daar ook nie vergifnis vir opsetlike sonde nie. Opsetlike sonde, to do evil on purpose. 1 Johannes 2:1, dis in die vernuwe verbond. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Sonde is nie weggevat nie. Hy sê moenie sonde doen nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Yahshua Messiah, die regverdige, dan kan Yahshua namens ons pleit, want hy is ook ons advokaat. Romeine 6:2, die tweede gedeelte. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
As ons die sonde neergelê het, ons het dit afgesterf, ons laat toe dat God ons verander en vernuwe, dan vra hy, hoe kan ons dan nog sonde doen? Of weet julle nie dat ons almal wat in die Messia gedoop is, in sy dood gedoop is? Dit beteken, ons moet fisies sterwe, soos wat hy gesterf het, nie in die doop nie. Dit staan nie daarso dat ons almal gedoop is in die doop van Yahshua nie. Hy sê ons is gedoop in sy dood. Dis 'n groot verskil. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop, nie in die water nie, nie gevul met die Heilige Gees nie, maar die doop in die dood. Ons moet soos hy sterwe, fisies aan ons liggaam, opstaan uit die dode uit om 'n verheerlikte liggaam te kry. Sodat net soos die Messias uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so, wanneer ons opgewek is uit die dode, 'n verheerlikte liggaam ontvang, in 'n nuwe lewe kan wandel. Net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ons almal moet een keer sterwe, selfs die wat in die lewe is en verheerlikte liggame kry. Die vleeslike liggaam kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy gaan sterwe, al is jy in die lewe, jy gaan verander word, jou liggaam gaan nie meer vleeslik wees nie, maar jy kry 'n geestelike liggaam, soos wat Yahshua het toe hy opgestaan het uit die dode. Dis wat moet plaasvind. Alle mense is bestem om eenmaal te sterwe. Romeine 6 vers 5. Want as ons met hom saam gegroei het deur gelykvormig aan sy dood, met ander woorde, te sterwe soos hy gesterwe het, sal ons tog ook so deur die aan sy opstanding. So as ons sterwe in Yahshua, as ons doodgaan in ons fisiese liggaam, sal ons ook opgewek word uit die dode soos Yahshua. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sondige natuur, die begeerte na sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde. En hy praat nie hier van gesterf het in 'n waterbad, in 'n dooppad nie. Hy praat van in die dood van Yahshua gedoop. Wanneer jy gesterf het, fisies dood gegaan het en dan opgestaan het, dan is jy geregverdig van sonde. Indien jy gesterf het, is jy geregverdig van sonde. Opsommend. Ongehoorsaamheid aan God is sonde, sonde bring die dood. Die liggaam sterf fisies en geestelik is die persoon nie meer deel van God se heerskappy nie. Hy leef in die afwesigheid van God, sy innermens is dormant. Sonde kan vergewe word, maar dit bly nie ongestraf nie. Gehoorsaamheid aan God bring oorvloedige seëninge. Sonde, die gebrek aan oorvloedige seëninge. Sonde word vergewe wanneer daar teruggekeer word na God se weë en gehoorsaamheid aan God beoefen word. Wanneer sonde bely word, vir opsetlike sonde, direkte rebellie teen God, is daar geen vergifnis voor nie. Dis hoekom sonde weggeneem moet word. Self daai opsetlike sonde, ons kan dit bely en ons kan sê ons is jammer, maar dit kan nie vergewe word. Daar's geen offer vir opsetlike sonde. Maar wanneer ons gesterwe het, opstaan uit die dode uit, dan word daai sonde weggeneem. Yahshua, die volmaakte offer, betaal die straf vir sonde. Hy sterf namens ons almal wat in hom glo. Hy staan op uit die dode en so oorwin hy die dood, so oorwin hy sonde.
Hierdeur word die sonde weggeneem, selfs opsetlike sonde. Die gelowiges in Jaswa sterf in Jaswa se dood wanneer hulle gedoop word. So nou begin hy die pad stap, 'n gelowige pad, totdat hy eendag fisies dood is en dan kan hy opstaan uit die dode. 'n Nuwe mens, die sielsdimensie, staan op uit die dode, gelyk in die wandel aan Jaswa, wat nou ook sonder sonde is, met God versoen is en een in Jaswa kan wees. Dit is wanneer ons fisies gesterwe het. Indien die gelowige in Jaswa nou sondig, het ons voorspraak by Vader deur Jaswa. Gelowiges in Jaswa word herstel sodat hulle weer soos Adam op aarde kan heers. Dit wil egter voorkom of daar vir hierdie gelowiges wat die volle onderskeiding tussen goed en kwaad ontvang het, ook nie vergifnis vir opsetlike sonde is nie, want hulle kan nie weer dan sterwe nie. Hierdie mens is bestem om slegs eenmaal te sterwe, daarna die oordeel en Jaswa gaan ook nie weer gekruisig word nie. So daarom loof en prys ons Vader vir Jaswa, die pad wat ons moet stap, die heiligmakingspad wat ons moet stap. En wanneer ons nou as gelowiges sonde doen wat ons nie moet nie, maar as ons doen, het ons voorspraak dis Jaswa. Ons sonde word vergewe. Wanneer ons eendag sterwe of Jaswa kom terug en ons kry verheerlikte liggame, word gewederbaar, dan word die sonde weggeneem. Hebreërs 6:4 en 6. Want dit is onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het en die hemelse gawes gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, die koninkrykskragte, die koninkryk van die hemele wat op aarde manifesteer, en dan afvallig geword het om die persoon weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want as ons opsetlik sondig, Hebreërs 10:26, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dan kan geen offer meer gebring word. Jy word nie vergewe vir opsetlike sonde. Gelowiges is God se ambassadeurs hier op aarde en moet die heerskappy wat in die hemel is, na die aarde toe bring. God se koninkryk moet op aarde bestuur. Die werklike effek van Jaswa se offer sal gesien word wanneer Jaswa hier op aarde fisies kom heers en die wesenlike liggaam verander word sodat dit ook nie sterf nie wanneer dood oorwin is. En dit is groter as sonde vergifnis. Dit is die wysheid van God, Jaswa se bloed en sy opstandingskrag in aksie. Dan word die volgende proklameer. Openbaring 20:14. En die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Openbaring 21:4. En God sal die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood, geen sonde meer wees nie. Ook droefheid en 'n geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Openbaring 22:3, die eerste deel, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Die vloek van sonde sal ook nie meer daar wees nie. Dalk verstaan ons wat Jaswa sê. Nadat ons nou hierdie ander inligting gekry het, sal ons dit dalk nou beter verstaan. Johannes 3:5. Jaswa antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die wind waai waar hy wil, Johannes 3:8, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elke mens wat uit God gebore is. Soos jy vir my sê, ek het vanmôre opgestaan
en ek het van hier af gekom en ek gaan soontoe. En hierna ry ek na 'n ander plek toe, dan is jy nie wederbaar nie. Want jy weet nie waarvan af jy kom nie en jy weet nie waarna toe jy gaan nie. Dis wat Jasper sê. Dit is soos een wat gewederbaar is. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Nie wat die Gees het nie, hulle nie wat gevul is met die Gees nie. Dis 'n groot verskil. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Dan kan die wet jou nie aankla nie, want jy sal net doen wat God se woord sê, wat die Gees sê jy moet doen. Johannes 3:9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou, op die stadium het ek nog geen mens gesien wat nie sonde kan doen. Daarom, die aanname, ons is nog nie gewederbaar nie. Ons sal gewederbaar word wanneer Jaswa terugkom, wanneer hierdie liggaam verander word en dan 'n geestelike liggaam kry, want vlees en bloed kan die koninkryk nie beerwe nie. Ons moet gebore word uit water en gees, nie gedoop word met water en met gees nie, gebore word. Abba, ons dank U vir U goedheid en U guns. Ons dank U, Jaswa, vir die gehoorsaamheid aan Vader. Ja, dat U kosbare bloed die volmaakte offer is, sodat sonde vergewe word, sodat ons gereinig kan word, sodat ons met Vader kan versoen. Soveel te meer dankie vir die opstandingskrag uit die dode uit, sodat U daardeur die dood oorwin het, sonde oorwin het. Dankie dat U aan ons verheerlikte, veranderde liggame gaan gee, wat nie meer vlees en bloed deelagtig is nie, sodat ons in die koninkryk kan ingaan om saam met U te heers op hierdie aarde vir 1000 jaar. Dankie dat sonde dan weggeneem gaan word en die wat uit U saad gebore is, Vader, nie meer kan sonde doen nie. Halleluja, wonderbaarlik groot is U. Ons loof en prys U naam. Dankie, Vader. Amen.